So, ek hoor van en ek het eintlik jare terug hierdie storie gehoor, en in die week wat verby is, toe hoor ek dit weer 'n keer, en toe besef ek, joh, dit is eintlik so 'n oulike storie, maar het gaan oor die vrou, wat, sy en haar man is 20 jaar getroud, en hulle besluit toe, hulle bly in Minnesota, en is koud in Minnesota, en hulle besluit toe, dat hulle gaan, so bietjie gaan na Florida toe, waar dit warmer is, en hulle gaan daar so in Florida, gaan hulle bietjie vakansie hou, hulle huweliksherdenking daar vier, en by the way, hulle gaan in dieselfde hotel bly, as wat hulle ingebly het 20 jaar terug. Nou, dit's nou baie jare terug wat ek hierdie storie gehoor het die eerste keer, so dit was in die tyd toe internet en e-posse en al daai goeders 'n baie nuwe ding was. So is hulle 'n rukkie terug. Nou, vertel die ou, hy sê, hulle het hulle program aan mekaar gesit en was op pad gewees om te gaan. Haar enigste probleem was, hulle kon nie op dieselfde vlugplek kry nie. En toe moes hulle nou aanpassings maak, en hy het die donderdag gevlieg, en sy het toe die Vrydag gekom, en toe hy nou by die hotel aankom, toe is hy so verras met die tegnologiese vooruitgang, en om te dink, hulle het tot internet daar, en hulle laat jou toe om vir jou mense 'n briefie te stuur, 'n e-pos te stuur. Nou skryf hy vir sy vrou 'n briefie, en die enigste probleem is, hy laat toe 'n letter in haar naam uit. En hierdie brief stuur hy toe per ongeluk vir 'n ander vrou in Texas. Die vrou ontvang die brief. Nou die vrou se man was 'n pastoor gewees, en hy is vroeër die oggend is hy begrawe, op daai selfde dag is hy begrawe. Nou later deur die dag besluit sy gaan deur haar e-posse kyk, en miskien is daar woorde van bemoediging, ouens wat vir haar ietsie skryf. Nou maak sy hierdie e-pos oop, en dit vat ook nie lank nie, toe pas sy uit, en sy lê in die kamer, die seun storm die kamer in, om te kyk of sy ma raai, dis kry sy ma weer reg. Nou lees sy die e-pos, wat sy ontvang het. Die e-pos lees as volg: My geliefde vrou, ek is seker daarvan jy is verras om van my te hoor. Kan nie glo dinge hier verander nie. Hier's nou ook internet. En hulle laat jou toe om 'n brief aan jou geliefdes te stuur. Ek is so beïndruk met hoe dit hier gaan, want hulle het alles so mooi reg gekry vir jou aankoms môreoggend. Sien so uit om jou weer te sien. PS, dis nogal warm hier. So wanneer ons praat oor die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan vir my persoonlik, en ek vermoed is vir jou ook dalk so, is die mees misterieuse een waarskynlik die Heilige Gees. Dit voel vir my is ook die Heilige Gees wat ek die minste van weet, en dalk is dit waar vir jou ook. En met dit in gedagte het ons besluit om vir die volgende 3 weke, 5 weke actually, die volgende maand, laat ek dit so stel, gaan ons fokus op die Heilige Gees, en skop ons 'n splinter nuwe reeks af vandag, wat ons noem Nooit Alleen. En in Nooit Alleen gaan ons kyk na die Heilige Gees, wie hy is, wat hy doen. Nou, as jy jou Bybel vanmôre by jou het, wil jy hom nie oopmaak by Johannes 14 nie. En ek wil jou aanmoedig, as jy kan, bring jou Bybel saam, dit sal heerlik wees, as ons saam so deur die woord kan werk, en as jy 'n pen vanmôre het, hou jou Bybel oop, miskien wil jy hier en daar 'n nota maak, want ons gaan vanmôre lekker klomp keer terugverwys wat in die Bybel staan. Johannes 14, vanaf vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. So vir die ouens wat nog blaai, Johannes 14, vers 15. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sê julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer
na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my liefhet, wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Tot sover. Nou, hierdie is Jesus se bovertrek gesprek, nê. Nee. Dis daar waar hulle in die bovertrek bymekaar gekom het. Dit is die aand voordat Jesus sou sterf, sy laaste aand op aarde, sy laaste aand by sy disippels, laaste keer wat hy met hulle praat. En ek het al baie keer gewonder, as ek en jy sou weet, dis ons laaste aand, en ons is saam met ons geliefdes, hoe sal so 'n aand lyk? Ek vermoed ons gaan nie oor die weer praat nie, en ons gaan nie oor die rugby en die blou bulle. Ek vermoed die gesprekke gaan baie betekenisvol wees, deurslaggewend wees, dit gaan significant gesprekke wees. En is baie interessant, as jy gaan kyk na Jesus se laaste gesprekke, sy laaste woorde, was dit deurweef met die Heilige Gees gewees, met wie die Heilige Gees is, en wat die Heilige Gees kon doen. Dis asof Jesus wil sê, hierdie is die laaste ding wat ek vir jou wil sê, hierdie moet jy nie vergeet nie, hierdie is vreeslik belangrik, hierdie wat ek nou gaan kommunikeer. So kom ons kyk vanmôre na die Heilige Gees, en ons gaan 2 vrae vra. Wie is die Heilige Gees? En ons gaan in die volgende paar weke baie daaroor praat, en wat doen die Heilige Gees? En ons gaan ook oor dit nog 'n bietjie praat. So kom ons begin by, wie is die Heilige Gees? So as jy jou Bybel by jou nog het, hou hom oop op die gedeelte wat ons nou net gelees het, want ons gaan elke keer teruggaan na dit toe. Vers 17. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, en in hierdie spesifieke skrif is die woordjie hom belangrik. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. So in die eerste plek kom Jesus en hy sê dit wat belangrik is wat jy moet verstaan van die Heilige Gees is dat die Heilige Gees is 'n persoon. Dis nie 'n vaag krag nie, dis nie 'n dit nie, dis 'n hom. Dis 'n persoon. En nou kom ons gaan terug na vers 16 toe, 1 vers vroeër. Hy sê ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. En die woordjie ander is die een wat ons 'n bietjie op gaan fokus nou hierso. Wanneer die Griekse vertaling kom, dan kan hy daai ander op 2 maniere vertaal. Hy kan die ander vertaal na iets heeltemal anders, of dis ander, maar is dieselfde. So, en dit wat Jesus gebruik, die woorde wat hier in hierdie gedeelte gebruik word, is ander, maar is dieselfde. So, dis soos 'n rugbybal en 'n sokkerbal. 'n Sokkerbal is heeltemal anders as 'n rugbybal. Maar die coach is besig om nou te oefen daar op die rugbyveld, en die voorspelers en die agterspelers doen saam bewegings, en dan sê hy, dankie boys, ons gaan gou 'n bietjie apart oefen, die voorspelers hierso, vang die Gilbert bal, julle gaan met hom, en ou Frikkie hardloop gou, dan gaan kry jy vir ons die ander Gilbert bal op die rugbystadion, bring hom net saam. Dis 'n ander, maar is dieselfde. Bring net die ander bal, en is binne in hierdie konteks wat Jesus die ander van praat, van die Heilige Gees, as hy sê, is 'n ander. So Jesus gebruik hier die tweede manier van ander, en Jesus kom en sê, die Heilige Gees is nie alleen net 'n persoon nie, maar dit is 'n goddelike persoon, 'n ewe, oneindige,
goddelike persoon, saam met hom en die Vader. Ander. Dan kom vers 18. Hy sê, en ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. So voortdurend hier in Johannes 14, in die 3 hoofstukke wat daar by mekaar is, voortdurend is Jesus besig om te sê, ek gaan weggaan. Ek gaan julle verlaat. Gedurig deur kommunikeer hy dit. Ek is op pad, ek gaan weggaan, ek gaan julle verlaat. Inteendeel Johannes 14 begin met daai gedeelte wat hy sê, jy weet, in my huis van my vader is daar baie wonings, ek nie gesê het nie, so jy weet, sou ek vir julle gesê het, is daai hele gedagte van ek gaan. En dan vers 23 net in die gedeelte wat ons sopas gelees het. Hy sê as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons, die woordjie ons is hier so belangrik, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woon. Weet hoe Jesus sê, ek sal nie as weeskinders agterlaat nie, kyk, ek gaan weer na julle toe kom. Het ek altyd gedink, Jesus verwys na sy wederkoms. Hy gaan weer eendag terugkom, en hy gaan weer eendag terugkom. Daar's ander skrifte wat duidelik daaroor praat, dat Jesus weer gaan terugkom. Maar die skrifgedeelte hier, in hierdie konteks, as Jesus sê, ek gaan weer na julle toe kom, verwys nie binne die konteks na wanneer hy eendag weer gaan kom nie, met sy wederkoms nie. Dit verwys na iets anders, dit verwys na die Heilige Gees wat weer gaan kom, want in vers 23 hoor, hoe stel hy dit? Hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Jesus verwys obvious baie duidelik net 2 verse vorentoe as hy sê ek gaan julle nie lank weer as alleen los nie. Verwys hy na ons gaan by jou kom woning maak. So aan die een kant kom Jesus, hy sê ek gaan weg. En aan die ander kant kom hy sê wanneer die Heilige Gees kom, sal ek en my Vader sal ons ook kom. En dit is net hier waar Jesus so bietjie in die teologie, in die leerstelling van die drie eenheid induik en so ietsie van dit aanraak, nee, die feit dat ons dien 'n drie-enige God drie-enig. En ek moet vir jou sê, toe ek klein was hierdie vir my absoluut confusing geweest. Hoe kan dit wees? Is 1 + 3 is... En my ma het hulle beste gegee om dit aan my te verduidelik, en ek wil sê selfs na meer as 1 graad, en na meer as 30 jaar binne in bediening, in die konteks van binne in kerk en bediening, wil ek vir jou sê, is dit nog steeds een van die onderwerpe wat ek sukkel om my kop om te kry, van die drie-eenheid. En weet jy wat, ek dink, dis presies hoe dit moet wees. Dis presies hoe dit moet wees. Hoe sal ons ooit, ons God almagtig, net kan verduidelik? Hoe sal ons ooit genoeg woordeskat hê, om te verduidelik, hoe God is en wie God is, en soms laat dit ons met beperkte begrippe en terminologie en woordeskat, maar hier is wat ons weet, hier is wat Jesus ons geleer het. Hy het vir ons geleer, daar is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis nie 3 gode nie, Jesus het dit baie duidelik om leer. Dis nie 3 verskillende gode nie, dis net 1 God. Maar dit is nie 1 persoon nie. Dis 3 persone. Dis Vader, Seun en Heilige Gees, en jy kan hulle onderskei van mekaar. So in een sin sê Jesus, hoorie, ek gaan weggaan, en as die Heilige Gees gaan kom, ek gaan weggaan, en die Heilige Gees gaan kom, en in 'n ander sin sê hy, wanneer jy een is, met die Heilige Gees, word jy verenig met hom ook. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom, is dit nie net 'n vaag krag nie. Dis nie net hierdie uitstralende energie wat jy kry nie, 'n ver af God nie. God self kom in jou midde woning maak. So trouwens, in 'n sekere opsig, kom die drie-enige God self, en hy kom maak in ons lewe woning. Want hy is so een met mekaar. So, ek wonder of jy al oorweldig geraak het deur hierdie gedagte. Hierdie gedagte van God, wat kom woning maak het in jou lewe.
'n God wat jou kom kies het en gesê het, ek gaan in jou my woning kom maak. Nou Petrus kom, dan sê hy, ouens, is baie meer as dit. Is baie meer as net, God het in ons kom woning maak. Hy kom en dan sê hy, wanneer die Heilige Gees in ons kom woon het, Petrus praat daarvan, die Heilige Gees wat in ons kom woning maak, hy sê, dan gebeur daar iets besonders. Jy word 'n deelgenoot aan God se goddelike natuur. Dit word deel van jou lewe. Iets gebeur, God kom leef in jou en jy word deel van sy goddelike natuur. Sien, die Heilige Gees is 'n persoon, maar hy is ook Gees. En wanneer die Gees in ons lewens kom, in 'n sekere opsig, in daardie oomblik ontvang ons ook God se natuur. Want ons word deelgenote, sê Petrus. En hierdie is so betekenisvol, hierdie is so belangrik, ouens, om dit te verstaan, want ek wil vanmôre vir jou sê, daar is geen wonde, en in hierdie lewe gaan ons wonde kry. Dit gaan soms seer wees, maar daar is geen wond, wat te diep is, wat nie kan genees nie, want jy dra God se natuur in jou. Daar's geen gebrokenheid, wat te groot is nie, want jy het deelgenote geword van God se natuur. Daar's geen gewoonte wat so bindend is, dat jy nie daarvan bevry kan word nie, want jy het deel geword van God se natuur. Om vervul te wees met die Heilige Gees, is om rond te loop met die bewussyn van wie in jou kom woning maak het. OK, so wie is die Heilige Gees? So iets hiervan dit, so wat doen die Heilige Gees? Wel, die probleem is, dis so veelvoudig, so multidimensioneel, soveel dinge wat die Heilige Gees kom doen, dat dit so moeilik is om regtig oor dit te praat, maar kom ons kyk net na 'n paar enkele goed uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, vers 16. Hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om ewig by julle te wees. En die woordjie ander hier is belangrik. Ekskuus tog, ons gaan nou om toe kom. Die woordjie julle is hier die een wat belangrik is. Hy kom maar en praat hy van 'n meervoudsterm. Hy sê, hier is die eerste ding wat ek wil hê wat jy moet ontdek van wat die Heilige Gees doen, is die Heilige Gees kom nie net na ons toe as individue nie, die Heilige Gees kom maak woning in ons. En dit beteken, dat wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, verbind hy jou nie net aan Christus nie, die Heilige Gees verenig jou met almal anderste, wat ook verenig is met Jesus Christus. Die Heilige Gees, een van die groot goed wat hy doen is, hy bring jou in 'n nuwe familie in. Dis deel van wat hy doen. Hy sê, ek wil hê, jy moet deel wees van hierdie familie. Dis hoekom die Bybel praat van ons as 'n kerk soos 'n familie, 'n kerk soos 'n liggaam, 'n kerk soos 'n gebou. Ons word so deel van mekaar se lewe, en dis die Heilige Gees wat ons in hierdie nuwe lewe inbring. Jy sien, wanneer jy 'n nuwe pa kry, kry jy ook nuwe broers en susters. En dit gaan nie net oor hier om lekker te fellowship nie, en by the way, hierdie campus fellowship ongelooflik lekker. Ek het so waardering vir elke keer as ek uitstap, hoe die ouens kuier en koffie drink en saam kuier, en dit moet so wees. Maar dit beteken ook dat elke ander Christen op aarde, wat verenig is met Jesus Christus, afgesien van hulle kultuur, afgesien van hulle ras, afgesien van hulle temperament, daar is 'n geestelike band van oneindige diepte wat ons het met ons medegelowiges, en soms moet ons dit net ontdek, en die vraag is waarom? Wel, want daardie band is die Heilige Gees self. Bring ons in 'n nuwe familie in. En dan sê dit ook, hy sê, dat ons ontvang die Heilige Gees om vir ewig in ons te wees. Jy weet, Jesus op 'n stadium, dan gee hy lering, en dan sê Jesus hier woorde, hy sê, ek is die opstanding en die lewe, en hy wat in my glo, sal lewe, al het hy gesterf. Maar net daarna, dan kom Jesus en sê, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. En dit klink so na 'n paradoks, dit klink so teenstrydig met wat Jesus so pas gesê het. Nee, aan die een kant sê hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf, en dan sê hy weer, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. So wat Jesus eintlik hier kom sê is, daar gaan 'n dag kom, ouens, in elkeen van ons se lewe, waar ons
ons laaste asemteug sal vat. Ons natuurlike liggaam gaan sterf. Daar gaan 'n dag kom wat jou hartklop die laaste keer sy klop sal gee. Maar Romeine 5 kom, dan sê hy hierdie incredible woorde. Hy sê dat God se liefde, dis die ander ding wat die Heilige Gees doen. God se liefde word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. So ons ontvang die Heilige Gees vir ewig. En dit wat die Heilige Gees doen is, hy's besig om die hele tyd God se liefde in ons harte uit te stort. En daardie ervaring van God se liefde wat in ons harte uitgestort word, gaan nooit eindig nie. Dis vir ewig, dit hou aan en aan en aan en aan. Dit mag dalk wees vandag dat ek en jy die Here dien en dat ons net 'n bietjie van God se liefde beleef en ervaar. Party daar meer en party daar minder en maar ons het al hierdie belewennisse gehad van God se oneindige liefde. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy stort dit in ons lewe uit. En ek dink ons menswees maak dit ons so beperk in die vermoë het om God se liefde regtig te beleef en te ervaar. Ons is so beperk in ons menswees. Maar die dag wanneer jy jou laaste asemteug sal uitblaas, wil ek vir jou sê, in daardie oomblikke sal daar geen beperkings meer wees op hoe jy God se incredible liefde intens sal beleef nie. Dit gaan oorweldigend wees. Ons het die Heilige Gees vir altyd ontvang en hy is besig om God se liefde gedurig deur in ons harte uit te stort vir ewig en ewig. Ek onthou dat toe ek 'n student was, my diensplig gedoen, gestudeer, toe doen ek oefeninge en daar was 'n virus wat my hartspier as gevolg van die oefening wat ek gedoen het, aangeval het en begin verlam het. Ek dink hulle verwys na perikarditis. En ek onthou hoe dat ek in die hospitaal opgeneem was, verskriklike pyn in my skouer gehad, EKG gedoen, my dadelik opgeneem in 'n intensiewe eenheid oorgeplaas in 'n groter hospitaal. En ek onthou op 'n geleentheid hoe ek omring was deur mediese personeel om my bed. My ma en my pa was by. En in daardie oomblik het dit my gevoel of my tong so dik raak in my mond en ek kon fisies nie asem kry nie en ek het gesien die bedrywighede om die bed raak al hoe meer intens. En ek het daar gelê en ek het geweet, ek is besig om dood te gaan. Ek is besig om dood te gaan. Hulle het op daai staan my ma en my pa uitgevat en my ma het later vertel dat sy het regtig gedink dis die laaste keer wat sy my lewend sal sien, want ek was toe so grys perskleur in my gesig gewees, het sy gesê. En ek het daar gelê en ek het fisies, was ek so benoud, ek het nie asem gekry en ek gevoel, ek is besig om nou te sterf. Maar iets groter as die fisiese benoudheid het deurgebreek in daai oomblikke waar ek so bewus geraak het van 'n liefdevolle, genadige God. So intens bewus geraak het dat wat ook al in daardie oomblikke met my gebeur het, het ek gevoel alles gaan oukei wees. Ek is in die hand van 'n incredible, liefdevolle God. Ouens, ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer die dood my of jou pad langs kom, of 'n geliefde van ons se pad langs kom, die dood spreek nie die laaste woord nie. God se genade, God se liefde, God se goedheid is oneindig, want die Heilige Gees is vir ewig vir ons gegee, en iets van sy werk is om die liefde van God in ons harte uit te stort, gedurig deur. Vers 17 noem die Heilige Gees die Gees van die waarheid. En hierdie is so belangrik, want vers 25 en 26 sê, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En ons weet, Jesus praat hier primêr met sy disippels, nê? Ons weet, hulle het vir 3 jaar, het hulle Jesus se lering gehoor, hulle het vir 3 jaar saam met hom gereis, saam met hom gebly, saam met hom geëet, saam met hom gekuier, gehoor wat hy sê, en dan kom Jesus en sê, as ek weggaan, as ek nie meer by julle is nie, sal die Heilige Gees die een wees, wat julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.
Die Heilige Gees gaan julle in staat stel om te onthou en te herroep. En wanneer julle en julle medebroers begin om die Nuwe Testament te skryf, sal dit die Heilige Gees wees wat julle in staat sal stel om die volle waarheid te skryf. En skielik ontdek ons dat een van die goed wat die Heilige Gees doen, is om seker te maak dat die Nuwe Testament geïnspireer is en die waarheid is. Maar ons weet ook natuurlik, ons wat hier is, dat daai skrif, terwyl dit primêr vir die disippels geskryf is, dit ook vir ons geskryf. Dis ook vir ons gegee. Want 1 Johannes 2 en 1 Korintiërs 2 sê dat wanneer die Heilige Gees in ons kom woning maak het, gaan hy ons help om die waarheid te verstaan vir ons ook. En ek weet nie van jou nie, jy weet, ek het al baie keer as ek die Bybel so vat en ek werk deur die woord en ek lees die woord, dan is dit so incredible, dat soms het ek hierdie ervaring van, ek het hierdie nog nooit so gelees nie. Ek het dit al gelees, maar ek het dit nog nooit so gelees nie. Dis asof iemand 'n lig aanskakel en skielik sien jy goed wat jy van tevore nie raak gesien het nie. Dis nie waar nie, dit het nie al met jou gebeur nie. En dit is die werk van die Heilige Gees, om dit helder te maak, wakker te maak, dat jy die waarheid kan verstaan. En jy dinge raak sien wat jy van tevore nog nie gesien het nie. Vers 21 sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het, en ek sal myself aan hom openbaar. En ouens, wanneer ons die Bybel lees, en ek hoop jy lees die Bybel gedurig, wanneer ons die Bybel lees met die hulp van die Heilige Gees, dan help die Heilige Gees nie net ons om die waarheid raak te sien en dat die waarheid sin maak nie. Dit maak ook God 'n werklikheid in ons harte. Dan kom vers 16. Hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. En sommige vertalings sê helper, party sê trooster, party sê raadgewer. En wanneer die Bybel gewoonlik so baie verskillende woorde het waarmee hulle 'n vertaling vertaal, is die primêre rede gewoonlik omdat die oorspronklike Griekse woord so ryk in betekenis is, dat net een woord alleen nie die ding doen nie, is net so oorweldigend, dit is so ryk aan betekenis. So, as ek waarskynlik 'n Bybelvertaler sou wees, en ek sou hierdie gedeelte, die voorreg gehad het om hierdie gedeelte te vertaal, sou ek dalk gesê het, wat van ons sê, die Heilige Gees is ons beste vriend. En ek gaan jou sê hoekom. Want die Griekse woord wat daar gebruik word, wanneer hy sê, ek gaan vir jou trooster stuur, 'n helper, die Griekse woordjie wat daar gebruik word, is die woordjie parakletos. Parakletos. Parakletos word opgedeel in 2 dele, parakletos, en para beskryf iemand wat by jou is, die heeltyd by jou is. Dis iemand wat altyd vir jou stry, is iemand wat altyd saam met jou is iemand wat nooit huis toe gaan nie, dis iemand wat altyd aan jou kant is. En dan die kletos gedeelte is iemand wat praat, wat argumenteer, wat 'n saak stel. So, hier's iemand wat altyd by jou is, altyd aan jou kant is, nooit jou verlaat, hy's die hele tyd daar, en hy's besig om 'n saak te stel, hy's besig om te argumenteer, hy's besig om te praat. Wel, waar argumenteer hy en waar stel hy die saak? Is dit voor God wat hy dit doen? Want ek het altyd gedink, dis dalk voor God wat hy my saak stel, maar die Bybel sê, Jesus het klaar ons saak gestel. Jesus in Christus Jesus is alles afgehandel. Dis nie voor God wat die Heilige Gees dit doen nie. Is dit dan voor die duiwel? Is ook nie voor die duiwel wat hy doen nie. Is dit voor die wêreld? Is ook nie voor die wêreld wat hy doen nie. As ek hierdie gedeelte in sy konteks lees, dan kom ek agter, hy is besig om te praat teen die vyand in ons eie kop en in ons eie hart. Want Romeine 8 vers 16 kom, dan sê hy, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En daardie woordjie getuig is baie spesifiek in die oorspronklike vertaling. Daai getuig is die hoofgetuie, soos 'n hoofgetuie in die hofsaak. Hy sê, dis wat die Heilige Gees is. Hy is hierdie hoofgetuie, die belangrikste getuie, die getuie wat regtig saak maak. Hy sê, dis hoe hy is, en hy kom en hy begin te getuig. Hy begin saam met jou te gees te getuig dat jy kind van God is. Johannes 3:20 sê, hy sê hierdie woorde, as ons gewete ons veroordeel. God is groter as ons gewete
En hy weet alles. Want hier is die ding wat gebeur. Baie keer dien ons die Here, stap 'n pad met die Here, en dan kom ons gewete, en ons dink aan al ons foute, hoe ek gister en eergister gefaal het, in wat ek wou sê, en wat ek wou doen, en ek voel skuldig, en my gewete klam aan, en dan voel ek partykeer nie waardig nie, het voel vir my, ek moet van my kant af nog soveel goed doen, aan my kant in God kom, en hy sê, in Christus Jesus is alles afgehandel, en wanneer jou gewete jou aankla, God is groter as jou gewete, en by the way, God weet ook alles. Daar's twee groot goed, wat die Heilige Gees kom doen, wanneer dit kom by, om 'n saak te stel, om te praat, en dit gaan eerstens voordat jy die Here Jesus aangeneem het, dan is die een ding wat hy doen is, hy's besig om vir jou te sê, jy het 'n redder nodig. Hy's besig om vir jou te sê, jy kan nie sonder God nie. Jy het God nodig in jou lewe. Die Heilige Gees gaan jou gedurig deur na Jesus Christus toe vat. Hy gaan jou gedurig deur na die kruis toe vat, en hy gaan in jou hartsteer klop. Daar was 'n dag en 'n oomblik en 'n plek, waar die Heilige Gees aan jou hartsteer kom klop het, en vir jou gesê het, jy het 'n redder nodig. Dit is deel van sy werk, dis wat hy doen. Johannes 16:7 sê, die Heilige Gees het gekom om die wêreld te oortuig van sonde. Vir my en vir jou, dit was iets wat die Heilige Gees kom doen het. Hy het ons kom oortuig, ons het 'n redder nodig. Nou dat ons die redder aangeneem het, nou dat Jesus in ons lewe is, dat hy koning is, dan doen hy iets anderste. Hy begin vir ons nou te sê, wanneer ons gewete ons aankla, dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons, jy weet, al hierdie goed is wat in ons agterkop is, dan kom die Heilige Gees, en hy bevestig nou, ons nuwe identiteit in Christus. Oor en oor wil hy vir jou kom sê, moenie laat jou gewete jou beheer nie, laat God se uitspraak, wat God oor jou lewe sê, dat dit die waarheid wees oor jou lewe, nie jou gewete nie. En dan kom hy en dan sê hy vir ons, vanmôre se lied, ons is geliefd. Dis een van die goed wat die Heilige Gees kom sê. Maar ons harte, as ons eerlik wil wees, glo dit nie altyd nie. Ek wonder of jy elke dag 24 uur kan opstaan en met oortuiging sê, ek is geliefd, ek is geliefd. Maar partykeer laat ons gewete ons nie toe nie, partykeer laat ons kop ons nie toe, ons is partykeer so beperk. Maar die Heilige Gees kom oor en bevestig jou nuwe identiteit in Christus. Hy sê vir jou, jy is sy kind, kosbare kind van die Allerhoogste God. Hy sê vir jou, jy is nuut gemaak. Hy sê vir jou, jy is regverdig verklaar. Hy sê vir jou, jy is vry, jy is geliefd, jy is gekies, jy is God se werk, jy is God se meesterstuk, jy is meer as oorwinnaar, jy is 'n ambassadeur vir Christus. Die Heilige Gees kom en sê vir jou, jy is volledig in hom. Jy is aangeneem, jy is heilig gemaak, jy is vergewe, hy verklaar jou onskuld oor jou, hy sê jy is naby aan God gebring, jy is 'n mede-erfgenaam, jy is lig, jy is veilig in Christus, jy is geanker en opgebou in hom, jy is geseën met elke geestelike seën, jy is God se vriend en jy is gestuur. En oor praat die Heilige Gees met ons oor wie ons nou is, sodat ek en jy die Gees van waarheid, ons sal lei oor dit wat waar is, ook oor my en jou lewe. Ek en Antoinette het verlede week is daar op Netflix 'n program Star Search, is ek reg? En vroeger jare was dit 'n big deal in Amerika geweest, Star Search, baie van die groot talente wat nou op die verhoog is en in die films is, het deur Star Search bekend geraak. En nou het hulle hierdie ding so 'n bietjie revive met 'n paar beoordelaars en dan kry hulle ouens om deel te neem. En toe sien ons hierdie incredible oomblik by Star Search en ek wil hê jy moet saam met my vinnig daarna kyk. Ek sluit af en as jy saam met my sal staan, ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Johannes 14:20. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Here, dankie dat U ons leer aangaande die Heilige Gees. Jesus, dankie dat U die Heilige Gees vir ons gestuur het. Heilige Gees, dankie dat U ons leer om te leef. Dankie dat ons sin en betekenis vind in 'n verhouding met U, Jesus Christus en die Vader. Ons bid dat U vir ons die woord sal oopbreek sodat ons regtig sal verstaan in hierdie volgende maand. Ons praat oor die Heilige Gees.
Ons wil die ontdekkings maak van wat U sê, wie ons is en wie U vir ons geword het. Ons dank U daarvoor in Jesus naam.